noem dit sy gravitasiewet. Okay, dit sê, elke liggaam, nou liggaam beteken nie net jou liggaam, mens, bene, pens en pootjies nie. Dit beteken enige voorwerp. Liggaam hier is voorwerp. Elke liggaam in die heelal, sê jy dink nou groot planete, trek 'n ander liggaam aan met 'n krag direk ewenredig aan die produk. Wat is produk nou weer? Maal. Die produk van hul massas en omgekeerd ewenredig aan die kwadraat van die afstand tussen hulle middelpunte. Okay, goed, nou ek gaan hierdie verduidelik met twee analogies, twee storieetjies. Storieetjie nommer 1, easy. Jy het twee magnete. Hoe groter die magnete is, hoe sterker gaan hulle mekaar aantrek, né? Hoe verder die magnete van mekaar af is, hoe swakker is die aantrekkingskrag. Maar bring hulle nader, dan trek hulle mekaar aan. Okay, so nie is 'n gravitasie dit sê, hoe groter die twee voorwerpe is, hoe groter die massas is, hoe sterker is die aantrekkingskrag. En hoe verder weg hulle van mekaar af is, hoe swakker is die aantrekkingskrag. Net met my, okay? 'n ander analogy is net 'n storieetjie. Ek pinpoint niemand nie, ek diskrimineer teen niemand nie. Dit is maar net 'n storie om dit te help onthou. Okay? My pa glo vas, hoe groter die vrou, hoe meer die liefde. Hoe meer is om aan te vat. Okay, en as jy nie so my maat doen. Okay? So, hoe groter die voorwerp is, hoe groter is die aantrekkingskrag. As jy met my. Okay, hoe meer is liefde. Dan, as jy 'n verhouding het met jou skool, dan kan jy baie goedjies saam doen en jy kan baie interaksie met mekaar hê. Maar as die persoon met wie jy 'n verhouding het in 'n ander dorp is, dan weet jy nie lekker wat jy moet doen. En later leef jy so 'n bietjie uit mekaar uit en later begin jy te deel met iemand wat by jou is in skool en hulle wil deel met iemand wat by hulle in skool is. En swakker en swakker en swakker moet jy aan. Hier is 'n storie. Ek en my man was vir 'n jaar het ons gelang distance en dit is 'n vrou. Sy het 'n storie. Okay? So, jy onthou, groter, hoe sterker is die aantrekkingskrag, hoe verder hulle van mekaar af is, hoe swakker is die aantrekkingskrag. Kan jy dit onthou? Dis nie dis derde week. Ag, so vierde week. So kom ons lees gou sê, elke liggaam in die heelal, onthou heelal so groot, planete, maane, sterre. Elke liggaam in die heelal trek 'n ander liggaam aan met 'n krag direk ewenredig, as een groter word voor die ander groter, met 'n krag direk ewenredig aan die produk van hulle massas maal en omgekeerd ewenredig. Wat is omgekeerd ewenredig? Die krag. Die krag is omgekeerd ewenredig aan die kwadraat van die afstand tussen hulle middelpunte. So nie van die oppervlak van een planeet na die oppervlak van 'n ander planeet nie, maar die middelpunte van die twee planete. So jy moet hulle radius van die planeet ken. Okay, so dit is waar ons aan hierdie formule kom en ek wil gou vinnig net hier onder gaan by jou. So die krag is direk ewenredig aan die produk van hulle massas. Massa 1, massa 2 maal met mekaar, so planeet 1, planeet 2, maan 1, planeet 1, wat ook al. En die krag is omgekeerd ewenredig aan die afstand tussen hulle middelpunte, kwadraat. R staan vir radius mos, tussen die middelpunt van die een na die middelpunt van die ander. So hierso van die middelpunt van die een na die middelpunt van die ander, daai afstand. Okay, nou in wetenskap, baie mooi, ons kan sê soos wat hierdie groter word, word daai groter, soos wat hierdie groter word, word daai kleiner, want dit is omgekeerd ewenredig. Dan kan ek hierdie twee nou saam sit en sê dis krag M1, M2 oor R kwadraat. Maar, probleem, is ons mag nie hierdie gebruik om somme te doen. Want hulle is nie gelyk aan mekaar nie, hulle is net evenredig. Okay, soos byvoorbeeld, as jy elke dag 'n KFC hamburger eet, tel jy elke dag 1 kilogram op. Nee, maar hoe meer burgers jy eet, hoe meer sal jy optel. As jy elke dag 10 kilos gaan draf, verloor jy 10 kilogram? Nee. So hulle is nie gelyk aan mekaar nie, hulle is evenredig aan mekaar. Hoe meer jy oefen, hoe meer sal jy verloor. Tot op 'n sekere punt. En so, ons mag nie somme doen met hierdie nie. Alright. So om somme te doen, moet daar is gelyk aan teken wees. Nou wat meneer Isaac Newton gedoen het, is hy het toe 'n grafiek gaan trek van, ek gaan nou hierdie hele ding hier onder sit en daai ding daar.
En toe het hy gesien dat hy kry 'n reguit lyn so. Want soos wat hierdie groter word, gaan daai groter word. En toe sien hy daai gradiënt is 'n konstante gradiënt met 'n waarde van, nou moet ek net mooi onthou, 6,67 maal 10 to die mag minus 11. En hy het toe daai gradiënt, dit was die gradiënt, en hy het toe daai gradiënt G genoem, 'n hoofletter G vir die universele gravitasiekonstante. Die universele gravitasiekonstante. En toe sê reg, vir 'n wiskundige vergelyking van 'n reguit lyn grafiek, het ons mos y is gelyk aan mx plus c. Laat ek net geklaar maak. Sien jy gaan deur die oorsprong hierso? So daai c is mos 0. So dan het jy f is gelyk aan daai g maal met m1 m2 oor r kwadraat. En dit is waar hy aan daai formule gekom het. Daai formule is op jou datavel. So jy hoef nie te gaan memoriseer nie, maar hulle kan hom so 'n bietjie ontleed en vragies vra. Alright.